Hallo almal, ek is Werner van die Katolieke Netwerk Suid-Afrika. Vandag kyk ons na vraag 11 tot 14 van die kompendium van die Katekismus van die Katolieke Kerk. Die deurgee van God se openbaring. Vraag 11. Waarom en hoe word God se openbaring deurgegee? God wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. 1 Timoteus 2 vers 4. Dit wil sê van Jesus Christus. Daarom is dit noodsaaklik dat die Christus aan alle mense verkondig word volgens sy opdrag. Gaan uit na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Matteus 28 vers 19. Dit gebeur deur die apostoliese oorlewering. Wat is die apostoliese oorlewering? Die apostoliese oorlewering of tradisie is die deurgee van Christus se boodskap vanaf die begin van die Christendom deur middel van prediking, getuies, instellings, die erediens en die geïnspireerde geskrifte. Die apostels het alles wat hulle van Christus en daarna van die Heilige Gees ontvang het, aan hul opvolgers, die biskoppe, en deur hulle aan alle geslagte tot aan die einde van die tye deurgegee. Vraag 13. Hoe gebeur die apostoliese oorlewering? Die apostoliese oorlewering vind op twee maniere plaas. Deur die lewende oorlewering van die woord van God, ook gewoonweg tradisie genoem, en deur die Heilige Skrif, die Bybel, waarin dieselfde heils- of reddingsboodskap op skrif gestel is. Vraag 14. Wat is die verhouding tussen die oorlewering, tradisie en die Heilige Skrif? Die oorlewering en die Heilige Skrif is ten nouste aan mekaar verbonde en het deel aan mekaar. Beide maak die werklikheid van Christus aanwesig en vrugbaar in die kerk. Hulle vloei albei voort uit dieselfde goddelike bron. Hulle vorm een heilige geloofskat, waaruit die kerk haar sekerheid put oor al die geopenbaarde waarhede. 2 Tessalonisense 2 vers 15 sê, daarom dan broers, wees standvastig en hou vas aan die oorlewerings waarin julle onderrig is, deur 'n woord of 'n brief van ons. So hierdie vrae en antwoorde begin 'n afdeling oor God se openbaring deur die Heilige Gees in die apostoliese oorlewering of tradisie. Ons Here Jesus het die verkondiging van die evangelie van verlossing aan die apostels toevertrou en hierdie evangelie moes die bron wees van alle reddende waarheid en morele leiding en tug vir die kerk wat Jesus gestig het tot vandag toe. Hierdie evangelie is op twee maniere oorgelewer, mondelings en skriftelik. En sodat die volle en lewende evangelie in die kerk bewaar kon word, het die apostels biskoppe as hulle opvolgers agtergelaat. Hulle het aan hierdie manne wat hulle aangestel het, hulle eie posisie van leergesag gegee. Ons sien dit byvoorbeeld by die konsilie van Jerusalem in Handelinge 15, waar beide die apostels en die manne wat hulle aangestel het, reeds teenwoordig was. Hierdie praktyk van die byeenkoms van die apostels se opvolgers in konsilies duur voort in die kerk. Beide die Heilige Skrif en tradisie het een bron, die Heilige Gees. En dieselfde Heilige Gees lei en beskerm die kerk steeds getrou en bevestig dat Jesus se belofte om by ons te wees tot in die volëinding van hierdie wêreldtyd.